In ons nuusbulletin, donderdag 4 Junie, 2 verdagtes in Mosambiek word in hegtenis geneem in verband met die Pafuri-moorde. Adjutant-offisier Karl Sander gaan sy koffiemasjien geld vir die opleiding van 'n polisiehond skenk en die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers wil nou hê die oorlog in Iran moet einde kry. Donderdag 4 Junie 2026, hier is jou oggendnuusbulletin. 2 verdagtes is in Mosambiek in hegtenis geneem vir die moord op Ernst Maree en sy vrou Dina van Mosselbaai. Die egpaar is 2 weke gelede in die Kreer-Wildtuin naby Crooks Corner vermoor. Minister Willie Oukamp het bevestig dat Suid-Afrika nou met die uitleweringsproses begin om die 2 Mosambiekse burgers, onderskeidelik 32 en 33 jaar oud, in Suid-Afrika te laat verhoor. Die KwaZulu-Natalse Valke-veteraan adjutant-offisier Karl Sander het aangekondig dat hy die meer as R200.000 wat deur die publiek ingesamel is om sy gesteelde koffiemasjien te vervang, sal aanwend om dwelmspeurhonde vir die Durbanse hawe aan te koop. Sander het die land se harte gesteel toe hy tydens die Madlanga kommissie van ondersoek getuig het oor die diefstal van 541 kg kokaine by die Port Shepstone kantore. Die Landdroskommissie gaan voort met die klag teen die hooflanddros Thuli Donjeni wat die borgtog aansoek van die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni gehanteer het ten spyte van haar aftrede. Die nasionale vervolgingsgesag het intussen die skorsing van die aanklaer Mkhoseli Ntaba teruggetrek en hom toegelaat om terug te keer werk toe terwyl die ondersoek voortduur. In Pretoria het 4 beskuldigdes in die Landdroshof verskyn nadat 'n 6-jarige dogtertjie na bewering herhaaldelik verkragt is. Die ma, haar 41-jarige kerel, die kerel se 43-jarige broer en die ma se 27-jarige broer word aangekla van onder meer verkrachting en regsveruideling. Die staat staan hulle borgtog aansoeke teen. Die speaker van die nasionale vergadering, Tokkota Disa, gaan haar nie aan die artikel 89 aanklagkomitee oor die Phala-Phala aangeleentheid onttrek nie. Die ANC hoofsweep Mdumiseni Ntuli het die oproepe daarvoor verwerp en gesê daar is geen grondslag om aan te voer dat Disa nie onpartydig kan optree nie. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het aangekondig dat regulasies gewysig word om die inenting van pluimvee teen voëlgriep moontlik te maak. Dit is 'n poging om die bedryf te beskerm en weg te beweeg van die verouderde uitroeimodel waar alle voëls in 'n besmette gebied vernietig moet word. Swaar reën in die tuinroete het gelei tot die ontruiming van stappers op die Otterwandelpad en inwoners by De Rust en Welgeluk. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n vlak 8 waarskuwing uitgereik en verskeie paaie in George, Mosselbaai en Knysna weens oorstromings gesluit. In Noordwes het minister Enoch Godongwana 'n finansiële herstelplan aan die Ditsobotla munisipaliteit oorhandig om die krisis by die munisipaliteit wat met R2 miljard in die skuld is aan te spreek. Die Suid-Afrikaanse munisipale werkers en het egter die minister se uitlatings oor werkers se produktiwiteit skerp veroordeel. Die beweerde meesterbrein agter die diefstal van $580,000 Amerikaanse by president Cyril Ramaphosa se Phala-Phala plaas, Emanuela David, het weer in die streekhof in Modimolle verskyn. David ontken enige betrokkenheid by die inbraak van Februarie 2020 en hy hou vol hy was destyds op 'n motorskou in Bella-Bella. 2 verdagtes in die ontvoeringssaak van 'n Mbombela sakeman het in die Nelspruit Landdroshof verskyn waar hulle beweer het hulle is deur die polisiebeamptes aangeraan. Die saak is tot 9 Junie uitgestel sodat die staat sekere dokumente aan verdediging kan verskaf. President Cyril Ramaphosa het in die parlement gesê hy respekteer die gesag van die wetgewer en die konstitusionele hof ten opsigte van die Phala-Phala aanklagkomitee. Hy het beklemtoon dat staatsinstellings hulle werk sonder inmenging moet kan doen. Die Spar groep het gister heftig ontken dat daar enige formele bevinding van belastingbedrog teen hulle gemaak is na aanleiding van 'n ouditeursverslag oor die Bloedstraatwinkel in Pretoria. Die groep sê die verslag was slegs 'n beperkte ondersoek as deel van 'n privaat transaksie en dat hulle voorsitter Mike Bosman ten volle steun. In Mitchells Plain is 2 vriende van 16 en 18 jaar oud gister doodgeskiet toe hulle van 'n snoepie af huis toe gestap het.
Die polisie vermoed die voorval is bendeverwant en die gemeenskap is erg getraumatiseer deur die skielike geweld in die gebied. 3 van die 4 mans wat vroeër in hegtenis geneem is vir die moord op die bekende oud-paramedikus Bram Kruger is weer in hegtenis geneem. 2 van hulle is in KwaZulu-Natal vasgetrek vir 'n soortgelyke voorval, terwyl die derde reeds in aanhouding was vir dieselfde saak. 'n Veiligheidswag is in die nek geskiet tydens 'n gewapende rooftog by die munisipale kantore in Christiana, Noordwes. Die rowers het 3 wagte as gijslaers aangehou en na geld gesoek, maar niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. Die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste het hulle kommer uitgespreek oor die departement se gereedheid om die Mangaung korrektiewe sentrum op 1 Julie by G4S oor te neem. Probleme met werwing, uniforms en die regstryd oor die behoud van huidige personeel bly van die grootste uitdagings. AfriForum en die regering se stilswye oor 10 plaasaanvalle in Mei gekritiseer en gesê dit wys dat die owerheid nie die erns van landelike geweld erken nie. Die organisasie moedig gemeenskappe aan om self verantwoordelikheid vir hul veiligheid te neem deur plaaswagte. FlySafair het aangekondig dat sy brandstofheffing met 40% verlaag is sedert die hoogtepunt in Maart. Die heffing op die Johannesburg-Kaapstad roete het byvoorbeeld tot R491.01 gedaal, wat goeie nuus vir reisigers is. Buitelandse nuus. Die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers het 'n resolusie goedgekeur om president Donald Trump se oorlogsmagte teen Iran te beperk. Die stemming is grootliks simbolies, maar dui op 'n groeiende ongemak oor die konflik. Onderhandelinge tussen die Verenigde State en Iran beweeg moontlik na 'n tussentydse ooreenkoms. Dit kan finansiële druk op Iran verlig en die straat van Hormuz heropen, terwyl meer komplekse kwessies uitgestel word. President Trump sê gesprekke met Iran kan die naweek dalk al resultate lewer. Hy sê ek hoor die onderhandelinge self verloop eintlik baie goed, het hy aan verslaggewers by die Withuis gesê. Oor 'n moontlike ooreenkoms sê Trump dit kan dalk nie gebeur nie en voeg by dit kan die naweek gebeur. Hy sê verder Amerika probeer om die kwessie van die opening van die straat van Hormuz en die vyandelikhede in Libanon te skei en Amerika sal Iran se verrykte Iran kry iewers in die nabye toekoms. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio het gister herhaal dat die oorlog met Iran verby is, selfs terwyl die aanvalle voortduur. Hy sê ons voer nie meer volgehoue aanvalle in Iran uit om sy weermag te verswak nie, want operasie Epic Fury is verby, het hy aan die komitee van die Huis van Verteenwoordigers gesê en beweer dat Amerika 'n oorwinning behaal het. Minstens 5 inwoners is Woensdag dood en nog 6 word vermis nadat 'n brand in 'n ouetehuis in Sri Lanka uitgebreek het. Brandbestryders wat na die ouetehuis in Batagoda, suid van Colombo, die hoofstad ontbied is, het die verkoelde oorskot van 5 oorledenes gevind. Plaaslike inwoners kon 44 van die mense verwyder, terwyl van hulle gehospitaliseer is weens rookinasemming. 3 lede van die Britse vloot is Woensdag in 'n helikopterongeluk in die suidweste van Engeland dood, sê die Departement van Verdediging in 'n verklaring. Die 3 bemanningslede van 'n Merlin Mk4 helikopter is dood nadat die helikopter tydens 'n oefening naby die dorpie Sarton in Devon graafskap neergestort het. Keir Starmer, Britse premier, beskryf die sterftes as uiters tragies. Die hoof van die vloot sê ondersoek is van stapel gestuur om die oorsaak van die ongeluk te bepaal. Abbas Araghchi, Iranse minister van buitelandse sake, het gister gewaarsku dat enige aanval op Beirut sal 'n volskaalse hervatting van die oorlog in die Midde-Ooste ontketen. Enige aanval op Beirut sal ernstige gevolge hê en lei tot die volskaalse hervatting van die oorlog, het hy in 'n onderhoud met Libanon se Al-Majadin TV gesê. Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, sê gesprekke met Denemarke en Groenland oor die gebruik van die eiland vir kollektiewe verdediging is op 'n goeie plek. Dit volg na president Donald Trump se stellings dat Amerika Groenland 'n semi-autonome Deense grondgebied moet verkry of beheer.
Volgens Rubio is hy tans betrokke in gesprekke met Groenland en Denemarke oor die gebruik van Groenland vir kollektiewe verdediging. Rubio sê hy stem saam met Trump dat ooreenkomste oor die ontplooiing van Amerikaanse soldate in Groenland onvoldoende is en dat dit makliker sou wees om die grondgebied te besit om dit te verdedig. President Donald Trump sal die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie se beraad in Julie in Turkye bywoon. Die nuus bring verligting na weke se spanning waar tydens Trump gedreig het om Amerika aan die alliansie te onttrek. Trump is ontstel omdat sekere lidlande weier dat Amerikaanse weermagvliegtuie hulle lugruim gebruik tydens die oorlog in Iran. Hy het navoors ondoeltreffend bestempel, maar sal die beraad gebruik om die kwessie te bespreek. Duitsland het Woensdag vir die eerste keer misluk om 'n gesogte setel op die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad te herower. In 'n geheime stemming het Portugal met 134 stemme en Oostenryk met 131 verskoning die twee Wes-Europese setels vir 2027 opgeraap. Duitsland het slegs 104 stemme gekry. Zimbabwe met 182 en Trinidad en Tobago met 181 is onbestrede verkies. Die nuwe lede vervang Pakistan, Somalië, Griekeland, Denemarke en Panama. En ten laaste, in die Verenigde Koninkryk is 'n polisieman na wie slegs verwys word as Sersant X onmiddellik afgedank nadat sy 'n bedrieglike metode gebruik het om voor te gee dat sy tydens haar skofte werk. Die Avon en Somerset polisie het bevind dat sy gedurende April en Mei van verlede jaar 'n raam gebruik het om haar skootrekenaar se sleutels fisies af te druk, sodat die rekenaar nie in slaapmodus sou ingaan nie. 'n Interne ondersoek deur die Departement van Professionele Standaarde is van stapel gestuur nadat data getoon het dat haar sleutelslag tussen 3 en 8 keer hoër was as die van haar kollegas in soortgelyke posisies. Dis wat hulle vandag gemaak het. Dis wat hulle suspisieus gemaak het. Sersant X het erken dat sy die truc gebruik het weens uitdagings in haar persoonlike lewe. Maar 'n dissiplinêre verhoor het bevind dat haar optrede op grove wangedrag neerkom. Speursuperintendent Larissa Hunt van die Avon en Somerset polisie het haar optrede skerp veroordeel en gesê dit ondermyn die publiek se vertroue in die polisiemag. As gevolg van die uitspraak is Sersant X sonder kennisgewing afgedank en is lewenslang verbied om weer vir die polisie of enige ander wetstoepassingsagentskap te werk. En nou moet ek vir jou sê, nee, goed, dis reg, hierdie vrou het die polisie verneek en hulle laat dink dat sy werk. Maar die feit dat hulle eers suspisieus geraak het oor haar triek, toe hulle agtergekom het haar sleutelslaag is 3 of 4 keer hoër as die gemiddelde polisieman of polisiebeampte in dieselfde posisie. Moet vir jou iets sê oor die Britse polisie, vragtig vaar. Lyk vir my hulle is slegter as ons polisie. Kan dit wees? Groet. Dis ons nuusbulletin vanoggend hier op Stroom op.